Die son het op die stowwerige strate van Soweto geskyn, waar Naledi vir die afgelope 3 jaar oorleef het. 12 jaar oud, met groot brein oë wat 'n wysheid weerspieël wat ver verder as haar jare gestrek het sy haar daaglikse roetine begin. Sy het haar kartontoes netjies opgevou en in die opening tussen 2 geboue versteek waar sy snags skuilings gevind het. Dankie vir nog 'n dag, het sy gefluister na die lig, 'n gewoonte wat sy behou het sedert daardie noodlottige dag toe haar ouers nie teruggekom het van 'n busrit nie. Die ongeluk het haar alleen gelaat, maar nooit sonder hoop nie. Naledi het haar hande afgevee aan haar verbleikte rok, 'n geskenk van 'n vriendelike vrou by die sopkombuis. Al het die rok beter dae gesien, was dit skoon. Naledi het daarop aangedring om haarself en haar min besittings so netjies moontlik te hou. Thabo. Lesedi het sy geroep na haar 2 vriende wat ook op straat gewoon het. Het julle goed geslaap? Die seentjie Thabo was 9 jaar oud met 'n mankheid in sy regtervoet, terwyl Lesedi, 'n 10-jarige meisie met krulhare, 'n kroniese hoes gehad het. Hulle was Naledi se selfgemaakte familie, elkeen met hul eie hartseer verhaal. Ek het gedroom van 'n hele hoender, net vir my, het Thabo geglimlag, sy maag rommelend. Miskien kry ons vandag genoeg vir 'n stukkie brood vir elkeen, het Naledi gesê, haar optimisme onwrikbaar. Kom ons gaan na die besige kruising. Kilometers daarvandaan, in die luukse noordelike voorstad van Sandton, het Themba Nkosi homself in sy spieelgladde badkamer bestudeer. Sy gesig, eens lewendig en vol lag, was nou 'n masker van konstante spanning. As die stigter en hub van Nkosi Pharmaceuticals, een van die grootste farmaseutiese maatskappye in Afrika, was hy gewoond daaraan om probleme op te los. Maar vir die afgelope 2 jaar kon hy nie die een ding regmaak wat die belangrikste was nie. Meneer Nkosi, die kinders is gereed vir ontbyt, het Miriam, die huishoudster, deur die deur gesê. Themba het diep ingeaseming en genik. Elke oggend was 'n stryd om die masker van sterkte te dra vir sy 3 seentjies. Die drielingbroers, Sipho, Fisi en Mandla, was eens energieke, lewenslustige kinders. Nou was hulle vasgevang in rolstoele, hulle onderlywe gevoelloos na die vreeslike motorongeluk. Dieselfde ongeluk wat ook sy vrou, Zinle, weggedryf het, nie fisiek nie, maar emosioneel. Ek kom, Miriam, het hy geantwoord, sy dasknoop verstel en die laaste stukkie sigbaarheid van sy pyn verberg. Themba het verby die ontelbare deure in sy enorme huis gestap, verby die swembad wat nooit meer gebruik word nie, verby die speelkamer vol speelgoed wat nie meer aangeraak word nie. Sy voetstappe het weergalm in die leegheid, 'n konstante herinnering aan wat verlore was. In die eetkamer het die drielinge gewag, elkeen in identieke rolstoele wat spesiaal aangepas was vir hulle klein liggaampies. Sipho, die mees spraaksame van die 3, het opgehelder toe hy sy vader sien. Papa. Ek het gedroom, ek het gehardloop, het hy gesê, sy oë blink met opwinding. Themba het sy hart vol krimp. Hoeveel spesialiste het hy nie geraadpleeg nie? Hoeveel miljoene uitgegee aan eksperimentele behandelings? Almal het dieselfde gesê, die skade was permanent. Dit klink na 'n wonderlike droom, my seun, het hy gesê, sy hand deur Sipho se hare vee. Wat wil julle vandag doen? Fisi, die middelste en stilste van die 3, het net sy skouer opgehaal. Mandla, die jongste deur net 5 minute, het sy oë gerol. Dieselfde as altyd, papa. Wat anders kan ons doen? Die woorde was 'n mes in Themba se hart. 8 jaar oud en reeds so bitter. Aan die ander kant van die vertrek het Themba se jonger broer, Jabi, sy koffie geroer terwyl hy die toneel dopgehou het. Jabi, die finansiële direkteur van Nkosi Pharmaceuticals, het in sy broer se huis ingetrek om te help en na die ongeluk. Maar agter sy besorgde glimlag was daar 'n donker begeerte, die begeerte om die maatskappy vir homself te hê. Themba, moenie vergeet van die direksievergadering om 10 nie, het Jabi herinner, sy stem gladde heuning. Daar's druk van die aandeelhouers oor die nuwe entstof. Themba het skaars geluister. Hy was moeg vir vergaderings, moeg vir die eindelose gejaag na wins terwyl sy kinders tuis wegkwyn. Maar die besigheid was al wat hy nog gehad het, die enigste plek waar hy nog beheer gehad het. Ek sal daar wees, het hy kortaf geantwoord. Later daardie oggend het Themba se luukse Mercedes by 'n verkeerslig gestop. Sy gedagtes was so ver weg dat hy skaars die klein kloppie aan sy ruit gehoor het. Toe hy opkyk, het hy in die oë van 'n jong meisie gekyk, maar en verwaarloos, maar met 'n blik van ongewone intensiteit. Naledi het hierdie ryk man deur die getinte vensters bestudeer, 'n vreemde gevoel wat deur haar liggaam pols.
Sy kon nie verduidelik hoe sy dit geweet het nie, maar sy was seker, hierdie man het kinders wat genesing nodig het. Dit was dieselfde gevoel wat sy gehad het, toe sy Tabo se voet kon verlig, of toe sy Lesedi se hoes kon laat bedaar met net haar aanraking. Toe die venster afsak, het sy nie gevra vir geld nie. Ek kan die kinders help, het sy eenvoudig gesê. Sipho, Fisi en Mandla? Hulle kan weerloop. Themba het gevoel asof iemand hom in die maag geslaan het. Hoe kon hierdie straatkind sy kinders se name ken? Wie is jy, het hy gevra, sy stem skaars 'n fluistering. My naam is Naledi. As u vir my kos gee, sal ek die kinders genees. Themba het gevoel hoe sy hart vinniger klop, 'n mengsel van vrees en desperate hoop wat deur sy liggaam stroom. Hy het na die klein figuurtjie voor hom gestaar, haar klere verslete, maar haar blik standvastig en deurdringend. Hoe weet jy van my kinders, het hy gevra, sy knekelwit om die stuurwiel. Naledi het haar kop effens skuins gedraai, asof sy na 'n stem luister wat net sy kon hoor. Ek sien hulle. 3 broertjies wat eenders lyk, maar verskillende harte het. Hulle bene werk nie, maar hulle siele roep uit. Sipho wil weer cricket speel. Fisi verlang na die boom in jul tuin waar hy graag gesit het. Mandla huil snags wanneer hy dink niemand hom kan hoor nie. Themba het na sy asem gesnak. Dit was alles waar. Sipho was die sportentoesias, Fisi die dromer wat ure in die groot jacaranda-boom deurgebring het, en Mandla, ja, die huishoudster, het hom vertel van Mandla se nagtelike trane. Die motors agter hom het begin toet. Die lig was groen. Sonder om te dink, het Themba die passasierdeur oopgesluit. Klim in, het hy beveel, sy stem hees van emosie. Naledi het rondgekyk, haar oë soekend. My vriende. Wie? Tabo en Lesedi. Ek kan hulle nie agterlaat nie. Themba het gewag, sy vingers onrustig op die stuurwiel getik, terwyl Naledi vinnig na 2 ander kinders gewink het, wat in die skadu van 'n gebou weggekruip het. 'n Seentjie met 'n mankbeen en 'n meisie met 'n kroniese hoes het nader geskarrel, hulle oë wyd van vrees en verbasing. Julle almal dan, het Themba gesê, die ongeduld duidelik in sy stem. Hy kon nie verklaar wat hom dryf nie, was dit waansin of wanhoop. Maar as daar selfs die kleinste kans was dat hierdie vreemde kind iets kon doen wat die beste dokters in die wêreld nie kon regkry nie. Die 3 straatkinders het in sy luukse voertuig ingeklim, hulle skraal liggaampies versigtig op die sagte leersitplekke, asof hulle bang was om iets te breek. Themba het weggetrek, sy gedagtes 'n warrelwind. As dit 'n of ander soort bedrogspel is, het hy begin, maar die woorde het in sy keel vasgesteek toe hy in die terspieël na Naledi gekyk het. Haar oë, te oud vir haar jong gesig, het met 'n kalm sekerheid teruggekyk. Ek maak nie grappies oor genesing nie, meneer, het sy eenvoudig gesê. Die rit na Themba se landgoed in Sandton was gevul met 'n gespanne stilte. By die sekuriteitshek het die wag verbaas na die 3 gehavende kinders gestaar, maar een blik van sy werkgewer was genoeg om enige vrae te laat verstom. Miriam se mond het oopgeval toe sy die vreemde besoekers sien. Meneer Nkosi. Hulle is my gaste, het hy kortaf gesê. Berei die gastekamer voor en bring kos, ordentlike maaltye, genoeg vir 3 hongerkinders. Terwyl Miriam weggehaas het, het Themba vir Naledi aangestaar. Jy het gesê, jy kan my kinders help. Hoe? Voordat sy kon antwoord, het 'n skerp stem van die trappe afgekom. Wat in hemelsnaam gaan hier aan? Jabi het afgestap, sy gesig vertrek in ongeloof. Jy bring straatkinders hierheen. Het jy jou verstand verloor? Themba het sy broer se afkeer geïgnoreer. Dit is my huis, Jabi. Ek het nie jou toestemming nodig nie. Hierdie is nie net jou huis nie. Dit is die Nkosi familie se erfenis, die tuiste van die hub van ons maatskappy. Wat sal die raad sê? Die aandeelhouers. Jabi se oë het na die kinders geflikker en veral op Naledi gerus, met 'n mengsel van agterdog en veragting. Dit raak jou nie, het Themba gesê, sy stem laag maar ferm. Gaan terug na jou werk. Die maatskappy sal nie in mekaar stort oor een middag nie. Jabi se oë het vernou, maar hy het niks verder gesê nie. Met 'n laaste waarskuwende kyk het hy omgedraai en vertrek, sy cellulêre foon reeds teen sy oor. Kom, het Themba vir Naledi gesê, dit is tyd om jou aan my seuns voor te stel. Die drielingseuns was in die sonnige speelkamer, elkeen besig met sy eie aktiwiteit, Sipho met 'n cricketvideo, Fisi met 'n boek en Mandla starend by die venster uit. Hulle rolstoele was in 'n halfmaan gerangskik, hulle dun beentjies nutteloos onder kleurvolle komberse.
Themba het sy keel skoongemaak en 3 identiese gesigte het na hom gedraai. Seuns, ek het 'n paar besoekers gebring. Die drielinge se oë het wyd gerek toe hulle die 3 straatkinders sien. Wie is hulle pappa, het Sipho nuuskierig gevra. Voordat Themba kon antwoord, het Naledi vorentoe getree. Haar verslete voorkoms het in skerp kontras gestaan met die weelde van die vertrek, maar haar houding was een van selfversekerde rustigheid. My naam is Naledi, het sy gesê, haar stem sag maar duidelik. Dit beteken ster in Sesotho. En julle is Sipho, Visi en Mandla. Die drielinge het na mekaar gekyk, verbaas dat hierdie vreemde meisie hulle name ken. Naledi het nader gestap aan Visi, wat die stilste gelyk het. Sy het voor sy rolstoel gekniel sodat hulle op ooghoogte was. Jy mis die jacaranda-boom. Die een waarvan die persblomme elke lente val soos 'n reën van kleur. Visi se oë het wyd gerek. Hoe weet jy dit? Naledi het net glimlag en haar hand uitgestrek. Mag ek, het sy gevra, haar hand bokant Visi se been swewend. Na 'n oomblik van huiwering het Visi genik. Met oneindige sagtheid het Naledi haar hand op sy been geplaas, net bokant sy knie. Sy het haar oë gesluit, haar asemhaling stadig en diep geword. Die kamer het stil geword, selfs die volwasse Themba het gevoel hoe sy asem in sy bors vassit. Na wat soos 'n ewigheid gevoel het, maar waarskynlik net 'n paar minute was, het Naledi haar hand weggetrek. Haar voorkop was deurdrenk van sweet, asof sy 'n groot inspanning voltooi het. Probeer, het sy gefluister na Visi. Probeer wat, het hy gevra verward. Probeer jou tone beweeg. 'n Gespanne stilte het oor die vertrek gedaal. Themba het nader gestaan, sy oë gefokus op sy seun se voete, wat onder die dun kombers versteek was. Hy het sy asem opgehou, sy hart wat wild in sy bors klop. Visi het gekonsentreer, sy gesig gespanne van die poging. Niks het gebeur nie. Dit werk nie, het hy gefluister, sy stem gebreek van teleurstelling. Naledi het haar kop geskud, haar oë steeds vol vertroue. Moenie ophou probeer nie, het sy gesê. En toe, amper onmerkbaar, het daar 'n klein beweging onder die kombers plaasgevind. Eers 'n rimpeling, toe 'n definitiewe beweging. Papa, het Visi uitgeroep, sy oë nou wyd van verbasing en vreugde. Papa, kyk. Met bewende hande het Themba die kombers weggetrek. Daar voor sy ongelowige oë het Visi se groot toon liggies beweeg, op en af, 'n klein maar onmiskenbare beweging. My seun, het Themba gefluister, trane wat ongegeneerd oor sy wange stroom. Dit was die eerste vrywillige beweging wat enige van sy seuns onder hulle middellyf getoon het sedert die noodlottige ongeluk. Sipho en Mandla het in ongeloof na hul broer gestaar. Ek wil ook, het Sipho dadelik gesê, sy rolstoel nader stoot aan Naledi. Ek ook, het Mandla bygevoeg, vir die eerste keer in maande 'n vonk van opwinding in sy stem. Naledi het glimlaggend haar kop geskud. Nie alles op een dag nie. Dit neem baie energie en ek moet rus tussen sessies. Maar ek beloof, ek sal julle almal help. Themba kon nie glo wat hy gesien het nie. Was dit moontlik? Kon hierdie meisie, hierdie kind van die straat, werklik sy seuns help op 'n manier wat die beste mediese wetenskap nie kon nie? Hoe, was al wat hy kon uitkry. Naledi het haar skraal skouers opgehaal. Ek weet nie hoe ek dit doen nie. Ek voel net soms 'n warm energie in my hande, en ek weet hoe om dit te stuur om te genees. Dit het begin nadat sy het gehuiwer en skaduwee het oor haar jong gesig geval. Nadat ek alleen geword het. Dit was duidelik dat sy nie verder daaroor wou praat nie. Intussen het Miriam teruggekom, haar arms vol skoon klere en haar gesig vol vrae. Agter haar het 'n ander bediende 'n trolly vol kos ingestoot, warm brood, sop, vrugte en koeldrank. Tabo en Lesedi, wat doodstil langs die muur gestaan het by die aansig van die kos nader gekom, hulle oë so wyd soos pierings. Eet, het Themba gesê, sy stem sagter as wat dit in jare was. Julle almal. Terwyl die kinders geëet het, die straatkinders stadig eers, toe met groeiende aptyt, het Themba Naledi dopgehou. Hoe kon so 'n klein meisie, wat self skaars genoeg kos gehad het, soveel goedhartigheid besit? Hy het opgelet hoe sy seker gemaak het dat haar vriende eerste kos kry, hoe sy fisiese glas vir hom nader geskuif het, toe hy gesukkel het om dit te bereik. Bly by ons, het hy skielik gesê, die woorde wat uit hom bars sonder vooraf beplanning. Almal van julle. Bly hier en help my seuns. Ek sal sorg dat julle alles het wat julle nodig het, kos, klere en behoorlike dak oor julle koppe.
Ek sal julle self laat skool gaan, as julle wil. Die voorstel het selfs homself verras, maar toe hy dit hardop gesê het hy geweet dit was wat hy wou hê. Hierdie meisie het iets wat sy seuns desperaat nodig gehad het, nie net haar geheimsinnige genesende krag nie, maar haar onwrikbare hoop en vreugde, ten spyte van haar moeilike omstandighede. Tabo en Lesedi het na Naledi gekyk, duidelik bereid om haar leiding te volg. Sy het lank na Themba gestaar, asof sy sy siel kon sien. Uiteindelik het sy genik. Ons sal bly, het sy gesê. Maar op een voorwaarde. Wat is dit, het Themba gevra, gereed om byna enige prys te betaal vir die hoop wat sy gebring het. U moet beloof om weer te lag. Die seuns het hulle vader nodig, nie net 'n versorger nie. Die woorde het Themba tot in sy kern getref. Hoe lank was dit sedert hy werklik gelag het? Sedert hy saam met sy seuns gespeel het in plaas van net langs hulle te sit, verlore in sy eie skuldgevoelens. Ek sal probeer, het hy beloof. Daardie nag, nadat die kinders in bed was, die straatkinders in luukse gastekamers wat hulle met ongeloof beskou het Themba in sy studeerkamer gesit, 'n glas whisky in sy hand. Die gebeure van die dag het deur sy gedagtes gemaal. Die deur het saggies oopgegaan en Jabi het binnegekom. So, jy het werklik besluit om 3 straatkinders in te neem, het hy gevra, sy stem swaar van afkering. Hulle het nêrens anders omheen te gaan nie, Jabi? En die meisie, daar's iets besonders aan haar. Besonders, het Jabi gelag, in bitter, siniese geluid. Is dit wat jy dit noem? Weet jy wat die direksie sal sê? Wat die aandeelhouers sal dink? Die hub van Kose Pharmaceuticals wat sy huis oopmaak vir straatkinders. En wat van Zinle? Het jy aan haar gedink? Die melding van sy vervreemde vrou het Themba laat ineenkrimp. Hy en Zinle het mekaar skaars gesien sedert sy uitgetrek het 6 maande na die ongeluk. Sy kon nie die konstante herinnering aan wat hulle verloor het, hanteer nie, het sy gesê. Sy het na haar suster in Kaapstad getrek, haar dae gevul met welsynswerk en aktiwiteite wat haar ver weg van haar gebroke gesin gehou het. Zinle sal verstaan, het hy gesê, al was hy nie seker of dit waar was nie. En die direksie se opinies interesseer my nie op die oomblik nie. Jabi het sy kop geskit. Jy raak roekeloos, Themba. Eers hierdie straatkinders, dan wat? Sal jy aanhou om die maatskappy se reputasie te waag vir jou persoonlike fantasieë? Die wêreld is nie 'n plek van wonderwerke nie. Dit is 'n plek van harde werklikhede en gevolge. Themba het sy broer aangestaar. Was daar iets anders in Jabi se stem as net broederlike besorgdheid? 'n glans van iets donkerder in sy oë. Dit is laat, Jabi. Ons kan môre verder praat. Nadat Jabi vertrek het Themba na sy seun se kamer gegaan. In die sagte maanlig kon hy die 3 identiese gesigte sien, vreedsaam in slaap. En vir die eerste keer in 2 jaar het hy 'n klein vonk van hoop gevoel. Die volgende 2 weke het 'n merkwaardige transformasie in die Nkosi huishouding gebring. Die somber, stilte deurdrenkte kamers het begin lewe met die geluide van kinderlagge en opgewonde stemme. Vir die eerste keer in 2 jaar het die huis weer soos 'n tuiste gevoel, eerder as 'n monument vir verlies. Elke oggend het Naledi tyd spandeer met elk van die drielinge, haar hande liggies op hulle verlamde bene geplaas, haar oë gesluit in diepe konsentrasie. En elke dag was daar tekens van vordering, klein, maar onmiskenbaar. Eers was dit net tone wat kon beweeg, toe enkels, en uiteindelik kon al 3 seuns hulle knieë effens buig, 'n beweging wat volgens elke spesialis onmoontlik moes wees. Terkimalo, die familie se dokter, kon sy oë nie glo toe hy die drielinge ondersoek het nie. Dit is buitengewoon, het hy gemompel, terwyl hy die senuweerespons in Sipho se been getoets het. Volgens alle mediese kennis behoort dit nie moontlik te wees nie. Maar hy sien dit self, dokter, het Themba gesê, nuwe energie in sy stem. My seuns genees. Ek wil nie vals hoop gee nie, meneer Nkosi. Dit sou onprofessioneel wees. Maar ja, daar is definitief iets aan die gebeur wat ek nie kan verklaar nie. Terkimalo het sy bril afgehaal en gewend aan Naledi, wat rustig in die hoek van die kamer gesit het. En jy sê hierdie kind is verantwoordelik. Themba het geknik. Sy het 'n gawe. Ek kan dit nie beter verduidelik nie. Die dokter het skepties gelyk, maar kon die bewyse voor hom nie ignoreer nie. Wel, wat ook al dit veroorsaak, ek stel voor ons hou aan met die fisioterapie om die spiere te versterk. En ek wil die seuns weekliks monitor. Dit was nie net die drielinge se fisiese toestand wat verbeter het nie.
Hulle geeste het ook begin herstel. Sipho het weer begin praat oor cricket speel, Visie het tyd spandeer in die tuin, strompelend gesteun deur Themba of Naledi, en Mandla het weer begin lag, 'n klank wat Themba besef het hy verskriklik gemis het. Intussen het Thabo en Lesedi ook gebloei. Met gereelde maaltye, warm beddens en Naledi se liefdevolle sorg, het hulle koors en siektes verdwyn. Thabo se mankbeen het selfs begin verbeter, al was dit stadig. Lesedi se hardnekkige hoes het verminder tot net 'n sporadiese geik. Themba het homself betrap dat hy minder en minder tyd by die werk spandeer en meer tyd saam met die kinders. Hy het selfs 'n speelgoed cricketstok gevind en met Sipho in die tuin geoefen, ondersteunend 'n seun wat stadig weer beheer oor sy liggaam herwin het. Vir die eerste keer in 2 jaar het hy sinnelig gebel, sy stem opgewonde terwyl hy haar vertel het van die wonderbaarlike gebeure. "Ek verstaan nie, Themba," het sy gesê, haar stem versigtig beheerst oor die foon. "Jy sê 'n straatkind genees ons seuns. Jy moet dit self sien, Zinle. Dit is ongelooflik. Hulle maak vordering wat die dokters onmoontlik geag het." Daar was 'n lang pouse. "Ek weet nie wat om te sê nie," het sy uiteindelik gesê. "Dit klink waansinnig. Ek weet. Maar dit gebeur reg voor my oë." Nog 'n pouse. Miskien moet ek kom kuier." Themba het gevoel hoe sy hart versnel. "Ja," het hy sag gesê. "Ja, ek dink dit is tyd." Maar nie almal was ingenome met die ontwikkelinge nie. Jabi het al hoe meer teruggetrokke geword, sy oë vol agterdog wanneer hy die kinders dopgehou het. Een aand het Themba hom betrap waar hy buite die speelkamer staan, luisterend na Naledi se sagte stem terwyl sy vir die drielinge 'n storie vertel. "Jy glo regtig hierdie nonsens," het Jabi gefluister, sy stem skerp met minagting. "Ek glo wat ek sien, Jabi," het Themba geantwoord. "My seuns maak vordering. Hulle is gelukkiger as wat hulle in jare was. Is dit nie genoeg nie? En wat van die maatskappy? Jy het skaars 'n voet in die kantoor gesit die afgelope 2 weke. Die direksie begin vra vir 'n behoorlike hip, een wat nie afgelei word deur sentimentaliteit nie." Themba het sy broer lank aangestaar. "Is dit werklik die maatskappy wat jou bekommer, Jabi? Of is dit jou eie ambisies?" Jabi se gesig het verhard. "Wees versigtig, broer. Jy speel met vuur. Hierdie fantasie van jou kan nie aanhou nie. Die werklikheid gaan jou uiteindelik inhaal." Met die woorde het hy omgedraai en afgestap, sy skoene luid op die marmervloere. Daardie nag kon Themba nie slaap nie. Was hy besig om homself te mislei? Was hy so desperaat vir 'n wonderwerk dat hy homself oortuig het van iets onmoontlik? Hy het stilletjies na die seun se kamer geloop en by die deur ingeloer. In die sagte maanlig kon hy sien hoe Visie in sy slaap sy been beweeg, 'n klein, onbewuste skop onder die lakens. 'n Beweging wat 2 weke gelede onmoontlik was. Nee, hy was nie mislei nie. Iets wonderliks was besig om te gebeur, iets wat hy nie kon verklaar nie, maar wat hy met sy eie oë kon sien. Die volgende oggend het die huis soos gewoonlik wakker geword, die kinders wat ontbyt eet, Miriam wat besig was in die kombuis, Themba wat gereed maak vir 'n direksievergadering wat hy nie kon uitstel nie. "Ek sal vroeg terug wees," het hy vir Naledi beloof. "Ons kan dan na die park gaan, as die seun sterk genoeg voel." Naledi het geglimlag, maar daar was 'n skadu in haar oë. "Wees versigtig vandag, meneer Nkosi. Daar is donker energie. Ek voel dit." Themba het haar vreemd aangekyk, maar genik. In die kort tyd wat hy haar geken het, het hy geleer om haar intuïsie te respekteer. By die maatskappy se hoofkwartier was die atmosfeer gespanne. Die bestuurders het versigtig om hom geloop, asof hulle bang was om iets verkeerd te sê. Die sekretarisse het sy oog vermy. Toe hy die raadsaal binnestap, het hy geweet iets was verkeerd. Die direkteure het in stilte gesit, hulle gesigte ernstig. En aan die hoof van die tafel, in Themba se gebruikelike stoel, het Jabi gesit. "Wat gaan aan?" het Themba gevra, sy stem gevaarlik kalm. "Sit asseblief, Themba," het een van die ouer direkteure gesê. "Ons het 'n ernstige saak om te bespreek." Themba het stadig gaan sit, sy oë nooit sy broers verlaat nie. Die spanning in die raadsaal was tasbaar, soos die stilte voor 'n donderstorm. "Ons is bekommerd, Themba," het die voorsitter van die direksie, meneer Mokuna, begin. "Oor jou en oor die maatskappy." "En wat presies is julle bekommerd oor?" het Themba gevra, sy stem beheerst, al het hy innerlik begin kook.
Jabi het 'n dik leer oopgemaak. Die direksie is bewus gemaak van sekere versterende ontwikkelinge by jou huis. My huis. Die woede het nou duidelik in Themba se stem deurgesyfer. Wat het my private lewe met die direksie te doen? Alles, het Jabi glad geantwoord, wanneer dit die reputasie en stabiliteit van Nkosi Pharmaceuticals affekteer. Hy het 'n stapel foto's oor die tafel geskuif. Themba het hulle in ongeloof bekyk. Dit was foto's van sy huis, duidelik geneem met 'n lang lens van buite die eiendom, nalede met die drielinge, Thabo en Lesede by die swembad, Themba self wat 'n speelgoed cricketstok in die tuin vashou. Jy het my laat volg, het hy na Jabi gesnou. Nie ek nie, het Jabi gesmiele, 'n glimlag wat sy oë nie bereik het nie. Die direksie het hul eie ondersoek gemagtig, nadat besorgdhede geopper is oor jou geestestoestand. My geestestoestand is uitstekend, dankie. Themba het regop gesit. My seuns maak merkwaardige vordering. As enigiets, behoort julle bly te wees dat ek uiteindelik 'n bietjie hoop het. Jabi het 'n koerantytknipsel opgehou. Die opskrif het gelei, Nkosi Pharmaceuticals hub val vir straatkind se bedrog. Themba het gevoel hoe die bloed uit sy gesig dreineer. Wat is hierdie nonsens? Dit is nog nie gepubliseer nie, het Jabi verduidelik, sy stem nou sag, asof hy met 'n kind praat. Maar dit kan wees, enige oomblik. Tensy ons die situasie hanteer. Hanteer? Hoe presies stel jy voor ons hanteer dit, het Themba gevra, sy stem nou gevaarlik sag. Die meisie moet gaan, het meneer Mukuna tussen beide gekom. Saam met die ander 2 straatkinders. Dit is onvanpas vir die hub van 'n internasionale farmaseutiese maatskappy om sy huis oop te stel vir mense van onbekende herkoms. Wat as hulle draers van siektes is? Wat as hulle kriminele is? Het jy enige idee wat hulle agtergrond is? Hulle is kinders, het Themba deur geklemde tande gesê. Hulle is 'n risiko, het Jabi geskiet. Vir jou, vir die seuns en vir die maatskappy. Boonop het 'n ander direkteur bygevoeg, 'n verslag van 'n sielkundige is ingedien wat daarop wys dat hierdie situasie 'n klassieke geval van massadelisie is. Jy is 'n weerlose man, Themba, getraumatiseer deur jou seuns se ongeluk. Hierdie meisie het jou oortuig dat sy hulle kan genees, en jou desperaatheid het jou laat glo wat jy wil glo. Themba het koud geword. Jy het 'n sielkundige se opinie verkry sonder om my of my seuns te ontmoet. Jabi het nog 'n dokument uitgehaal. Tersitwille is 'n hoogs gerespekteerde deskundige. Hy het jou gedrag geanaliseer gebaseer op die beskrywing van verskeie getuies. Getuies? Wie sou dit hê? Themba het skielik verstaan. Die huishoudster. Jy het Miriam omgekoop om op my te spioneer. Jabi het nie geantwoord nie, wat op sigself 'n antwoord was. Dit is waansin. My seuns genees. Dit is 'n feit. Turkimalo het dit bevestig. Turkimalo is 'n algemene praktisyn, nie 'n neuroloog nie, het Jabi gesê. En hy is jou vriend vir 15 jaar. Miskien is hy ook vasgevang in hierdie fantasie. Themba het na die direksie gekyk, na die gesigte wat hy vir jare geken het. Is dit wat julle dink? Dat ek my verstand verloor het? Die ongemaklike stilte was genoeg van 'n antwoord. Julle verstaan nie, het hy uiteindelik gesê. Iets wonderliks gebeur by my huis. My seuns lag weer. Hulle beweeg hulle bene. Hulle het hoop vir die eerste keer in 2 jaar. Natuurlik wil ons hê jou seuns moet beter word, Themba, het meneer Mukuna sag gesê. Maar om jouself te laat mislei deur 'n straatkind se bedrog, dit help niemand nie. Veral nie jou kinders nie. Dit is nie bedrog nie, het Themba uitgeroep, sy geduld uiteindelik op. Ek sien dit elke dag met my eie oë. Jy sien wat jy wil sien, het Jabi gesê. Ons almal verstaan. Maar nou is dit tyd om terug te keer na die werklikheid. Themba het na die leer voor Jabi gekyk. En wat presies behels hierdie terugkeer na werklikheid? Jabi het die dokument oorhandig. Tydelike verlof vir jou. 3 maande met volle betaling. Tyd om te herstel terwyl ek as waarnemende hub dien. En natuurlik die onmiddellike verwydering van die straatkinders uit jou huis. Themba het die dokument verskeur. Hierdie is steeds my maatskappy. My vader het dit gebou. Sy naam is steeds op die gebou. En ons wil dit so hou, het Jabi gesê. Maar as hierdie koerantstorie uitkom, hy het na die konsep artikel gewys. Die aandeleprys sal duik.
Kliënte sal vertroue verloor. Alles wat pa gebou het, in gevaar. So, dit is afpersing. Jabie het teruggeleen. Dit is beskerming. Van die maatskappy, van die familie-erfenis. En van jou broer. Van jouself. Themba het stadig opgestaan. Julle het geen idee waarmee julle speel nie. Geen idee wat op die spel is nie. Hy het na die deur gedraai. As jy nou uitloop, Themba, het Jabie gewaarsku, kan ek nie die gevolge beheer nie. Die artikel sal gepubliseer word. Die raad sal formeel stem vir jou verwydering. Dink aan die seuns. Aan hulle reputasie, hulle toekoms. Themba het by die deur gaan staan, sy hand op die handvatsel. Ek dink aan niks anders as my seuns nie, Jabie. Miskien is dit tyd dat jy aan iemand anders as jouself dink. Met daardie woorde het hy die raadsaal verlaat, sy hart swaar, maar sy besluit geneem. Hulle het hom in 'n hoek gedryf, maar hy sou nie toegee nie. Nie hierdie keer nie. In sy motor het hy sy selfoon opgetel en vir Zinle gebel. Jy moet nou kom, het hy gesê sodra sy antwoord. Ons seuns het jou nodig. Ek het jou nodig. Die stilte aan die ander kant van die lyn het vir 'n oomblik aangehou, toe, ek's alreeds op pad. Ek land vanaand. Toe Themba by sy huis aankom, het hy geweet dat iets verkeerd was. Die ligwaarden by die sekuriteitshek het verward gelyk, en die voordeur was wyd oop. Binne was daar 'n atmosfeer van chaos, bediendes wat rondhardloop, stemme wat van die boonste verdieping af kom. Hy het die trappe 2-2 opgehardloop, sy hart wat wild klop. By die speelkamer het hy Miriam gevind, haar gesig gestreep met trane. Meneer Nkosi, het sy uitgeroep. Ek het probeer hulle keer, maar hulle het gesê hulle het dokumente, amptelike papiere. Wie? Wat gaan aan? Die welsyn, meneer. Hulle het die straatkinders geneem. Hulle het gesê dit was vir hulle eie veiligheid. Themba het gevoel hoe die vloer onder hom wegsak. Wanneer? Net 'n paar minute gelede. Hulle het gesê hulle neem hulle na 'n staatsbeheerde fasiliteit vir evaluering. En my seuns? In hulle kamer, meneer. Hulle is baie ontsteld. Themba het na die drielingsseun se kamer gestorm, waar hy hulle gevind het, almal in trane. Visie was ineengekrimp in sy rolstoel, terwyl Sipho en Mandla albei probeer het om op te staan, hulle bene wat sukkel om hulle te ondersteun. Papa, het Sipho uitgeroep. Hulle het vir Naledi gevat. En Thabo en Lesedi. Wie het hulle gevat, het Themba gevra, terwyl hy langs die seuns kniel. Vreemde mense, het Mandla gesnik. Hulle het gesê hulle is van die regering. Oom Jabie was saam met hulle. Themba het gevoel hoe 'n koue woede in hom opstyg. So, Jabie het nie gewag vir sy toestemming nie. Hy het dadelik opgetree terwyl Themba by die direksievergadering was. Waar het hulle heen geneem? Hulle het nie gesê nie, papa, het Visie gefluister. Naledi het nie wou gaan nie. Sy het gesê ons behandeling is nie klaar nie. Maar hulle het haar gedwing. Themba het sy seun styf vasgehou, terwyl sy gedagtes gejaag het. Hy moes uitvind waarheen hulle geneem is, en hulle so gou moontlik terugkry. Nie net omdat hulle dalk die enigste hoop vir sy seun se volle herstel was nie, maar omdat hy werklik vir hulle omgegee het. Veral vir Naledi, wie se onbaatsigtige gees sy hart geraak het. Sy selfoon het begin lui, dit was Zinle. Ek het pas geland, het sy gesê. Ek's op pad na jou. Zinle, dinge het verskriklik skeef geloop, het hy gesê, sy stem is. Jabie het die kinders laat wegneem terwyl ek by die kantoor was. Die welsyn het hulle na 'n fasiliteit geneem. Watter kinders? Ons kinders, het sy gevra, haar stem skielik bang. Nee, die straatkinders. Veral Naledi, die een wat ek jou van vertel het. Die een wat ons seuns help genees. Daar was 'n lang pouse. Themba, miskien is dit vir die beste. Straatkinders in ons huis, wat het jy gedink? Themba het sy oë gesluit, die frustrasie wat deur hom bruis. Hoe kon hy haar laat verstaan wat hy gesien het? Hoe kon hy verduidelik wat Naledi vir die drielinge beteken het? Zinle, jy sal moet vertrou dat ek weet wat ek doen. Kom net hierheen, sien die seuns, sien hoe hulle vorder het. Dan sal jy verstaan. Na hy opgehang het, het Themba vir Dirkimalo gebel. Ek het jou hulp nodig, ou vriend, het hy gesê. Dringend. Binne 'n uur was Dirkimalo daar, sy gesig ernstig terwyl Themba hom vertel het wat gebeur het.
Dit klink asof jou broer en die direksie jou probeer manipuleer, het die dokter gesê. Maar ek is 'n getuie van die kinders se vordering. Dit is geen massadelisie nie. Die neurologiese vordering is werklik. Kan jy dit dokumenteer? Amptelik. Ek het reeds begin, het Khumalo gesê, en ek leer uithaal. Ek het die drielinge se vordering noukeurig aangeteken, met foto's en video's. Wat ook al hierdie meisie doen, dit werk. Dis onverklaarbaar, maar dit werk. Net toe het die voordeur oopgegaan, en Zinle het ingestap, nog mooi na al die tyd en hartseer, maar dinner bleek, haar oë groot met vrees en verwagting. Waar is hulle, was haar eerste woorde. Themba het haar na die drielinge se kamer gelei, waar die seuns nog steeds van streek was, maar ligweg opgeflikker toe hulle hul moeder sien. Mamma, het hulle in unison uitgeroep. Zinle het langs hulle rolstoele gekniel, trane wat oor haar wange stroom terwyl sy haar seuns omhels het. My seuns, my liewe seuns. Maar toe gebeur daar iets wat niemand verwag het nie. Fisi, die stilste van die drie, het sy bene met groot inspanning gelig en sy voete op die vloer geplaas. Met bewende bene het hy homself uit sy rolstoel gelig en 'n wankelende stap vorentoe geneem, dan nog een. Mamma, kyk, het hy gefluister. Ek kan loop. Dit was skaars meer as 'n paar tree, en hy het teruggeval in Zinle se arms, maar dit was onmiskenbaar, hy het geloop. Zinle se gesig was 'n portret van pure verbuistering. Hoe? Dit is wat ek probeer verduidelik het Themba sag gesê. Naledi. Die meisie wat Jabi laat wegneem het. Sy het iets spesiaals, iets wat die dokters nie kan verklaar nie. Zinle het opgekyk, haar oë wat skielik met 'n nuwe vuur gebrand het. Waar is sy? Ek weet nie. Maar ons gaan haar vind. Khumalo het sy keel skoongemaak. Ek het 'n vriend by maatskaplike dienste. Hy kan dalk help om uit te vind waarheen die kinders geneem is. Die volgende paar uur was 'n waas van telefoonoproepe, navrae en frustrasie. Uiteindelik het Khumalo se kontak hulle ingelig dat die 3 straatkinders na 'n staatsinstelling in Diepsloot geneem is, 'n plek wat bekend was vir sy swak toestande en oorvolgeriewe. Ons moet hulle dadelik daar uithaal, het Themba gesê. Ek sal die nodige regsprosesse volg, maar intussen het die kinders iemand nodig om vir hulle op te staan. Zinle, wat stiller geraak het nadat sy die drielinge se vordering met haar eie oë gesien het skielik opgestaan. Ek kom saam. As hierdie kind werklik ons seuns help genees, dan moet ons haar help. Terwyl hulle voorberei het om te vertrek, het Themba se selfoon gepiep met 'n nuwe e-pos. Dit was van die maatskappy se sekretaris, 'n amptelike kennisgewing van 'n nooddireksievergadering. Belê vir die volgende oggend om oor sy toekoms as hub te stem. Jabi se skaakspel was duidelik, verwyder die kinders, diskrediteer Themba en neem dan beheer oor die maatskappy terwyl Themba op sy knieë was. Dit was 'n goed beplande, genadeloose strategie. Maar Jabi het een kritiese fout gemaak. Hy het onderskat hoe ver Themba bereid was om te gaan vir diegene vir wie hy omgegee het. Die staatsinrigting in Diepsloot was 'n somber gebou van grys beton, omring deur hoë heininge. Toe Themba en Zinle daar opdaag, met Khumalo langs hulle, was die son reeds aan die sak. By die sekuriteitshek is hulle begroet deur 'n moe wagter wie se houding dadelik verander het. Toe hy Themba herken, die gesig van een van Suid-Afrika se rykste besigheidsmanne was algemeen bekend. Ons het 3 kinders kom oophuis wat vandag onregmatig hier gebring is, het Themba gesê, sy stem kalm maar onbuigsaam. Ek kan nie net kinders uithandig nie, meneer, het die wag gesê. Daar's prosedures, papierwerk. Zinle het vorentoe getree. Ek verstaan, het sy sag gesê. Maar hierdie is 'n noodgeval. Die kinders is sonder behoorlike prosedure geneem. Ons het Khumalo hier, 'n gerespekteerde medikus, wat kan getuig dat een van die kinders noodsaaklik is vir 'n deurlopende mediese behandeling. Die wag het gehuiwer toe na die donker wordende lig gekyk. Die bestuurder het reeds vertrek vir die dag. Ons sal alle nodige papiere môre voltooi, het Themba beloof. Maar ons moet nou met die kinders praat. Asseblief. Iets in Themba se stem, die opregte wanhoop, het die wag laat ingee. 15 minute, het hy gesê. En ek moet by julle bly. Binne was die instelling nog meer hartseer, oorvol kamers, die reuk van goedkoop blykmiddel en gekonsentreerde menslikheid. In die meisie se afdeling het hulle vir Naledi gevind, besig om 'n jonger kind te troos wat onbedaarlik gehuil het. Selfs in hierdie vreemde, koue plek het sy steeds vir ander gesorg.
Naledi het Themba geroep vir lig om haar te sien. Toe sy opkyk, het 'n glimlag oor haar gesig gespoel, maar daar was ook kommer in haar oë. Meneer Nkosi, ek het geweet u sou kom. Haar oë het na Zinle beweeg. En u moet mevrou Nkosi wees. U seuns het soveel van u gepraat. Zinle het na die klein figuurtjie gestaar, duidelik verbaas oor die waardige, volwasse manier waarop Naledi haarself gedraai het. Jy is die een wat my seuns help, het sy gefluister. Naledi het haar skouers opgehaal. Ek deel net wat ek het sy eenvoudig gesê. Hulle het die wil om te genees. Ek help net die energie vloei. Ons gaan jou hier uithaal, het Themba gesê. Jou en Thabo en Lesedi. Maar eers moet ons weet, wie het julle hierheen gebring? Was my broer Jabi daar? Naledi het genik. Hy het die mense gelei. Hy het vir hulle gesê ons is wat was die woord? Charlatans. Dat ons u en u familie mislei. Sy het haar oë na die vloer gerig. Hy het gesê u gaan ons wegjaag in elk geval, so ons mag sowel saamkom sonder 'n toneel te maak. Dit was 'n leuen, het Themba gesê, woede wat deur sy stem sny. Ek sou julle nooit wegjaag nie. Die wag het sy keel skoon gemaak. Tyd raak min, meneer. Hulle het Thabo en Lesedi in die seuns se afdeling gevind. Die 3 straatkinders het mekaar omhels, hulle verligting tasbaar. Ons sal môre terugkom met die nodige papierwerk om julle wettig in ons sorg te plaas, het Themba beloof. Tot dan, wees sterk. Dit is net een nag. Terwyl hulle die gebou verlaat het Zinle Themba se arm gegryp. Ek verstaan nou, het sy sag gesê. Hierdie meisie, daar's iets besonders aan haar, iets wat ek nie kan verduidelik nie. Die manier waarop sy praat, die wysheid in haar oë. Sy het ons seuns gered, het Themba gesê. Nie net hulle liggame nie, maar hulle geeste ook. En jou gees, het Zinle bygevoeg, haar oë sag toe sy na hom kyk. Jy is verander. Terug by die huis het hulle die drielinge wakker gevind, weigerig om te slaap tot hulle wis wat van Naledi en die ander geword het. Hulle kom môre terug, het Themba hulle verseker, terwyl hy hulle hare streel. Ek beloof. Toe na die seuns uiteindelik aan die slaap geraak het Themba en Zinle om die kombuistafel gesit, saam met Drukimalo. Op die tafel was die dokter se leer oop, vol met mediese notas, foto's en selfs video's wat die drielinge se merkwaardige vordering dokumenteer. Met hierdie getuienis kan Jabi se aantuigings van Masadlisi verpletter word, het Drukimalo gesê. Geen hof sal sy weergawe glo bo hierdie konkrete bewyse nie. Dit mag genoeg wees om die kinders in ons sorg te kry, het Zinle gesê, maar wat van die maatskappy? Die direksie stem môre. Themba het stil geword, sy gedagtes terug by die gesprek in die raadsaal vroeër die dag. Jabi het 'n joernalis omgekoop om 'n valse storie te publiseer. As ons daardie joernalis kan vind en hom kan oortuig om die waarheid te vertel. Ek weet dalk wie dit kan wees, het Zinle skielik gesê. Terwyl ek in Kaapstad was, het ek 'n welsynsevenement bygewoon waar 'n joernalis, Sizwe Mabaso, my uitgevra het oor jou en die kinders. Hy het baie spesifieke vrae gevra, veral oor jou geestestoestand na die ongeluk. Dit het my toe ongewoon gelyk, maar nou maak dit sin. Themba het onmiddellik sy telefoon uitgepluk. Ek ken vir Sizwe. Hy het al voorheen stories oor die maatskappy gedoen. 'n Paar oproepe later het hulle die joernalis opgespoor en na baie oortuiging en die belofte van 'n eksklusiewe onderhoud oor die werklike wonderbaarlike herstel van die drielinge, het Sizwe ingestem om te beken dat Jabi hom omgekoop het om 'n valse storie te skryf. Daardie nag het niemand veel geslaap nie. Teen dagbreek was Themba gereed vir die direksievergadering, gewapend met Drukimalo se mediese bewyse, Sizwe Mabaso se skriftelike bekentenis en 'n nuwe vasberadenheid. Die direksie was verbaas om hom te sien stap in die raadsaal, netjies in 'n pak klere, 'n dik leer onder sy arm. Themba, het Jabi gesê, duidelik onkant gevang. Ons het nie verwag dat jy sou opdaag nie. Natuurlik nie, het Themba gesê, sy stem yskoud. Jy het gehoop ek sou ineenstort na jou klein stukkie manipulasie gister. Jabi se glimlag het geflits en verdwyn. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hiervan, het Themba gesê, terwyl hy Sizwe se bekentenis op die tafel gooi. En hiervan. Drukimalo se mediese rekords het gevolg. En miskien kan een van julle verduidelik hoekom die maatskappy se sekuriteitspersoneel gebruik is om 3 weeskinders onwettig te verwyder uit my huis. Die direksielede het ongemaklik na mekaar gekyk.
Jabi het ons ingelig dat die kinders se teenwoordigheid onvanpas was, het meneer Mukuna versigtig gesê. Het hy julle ook vertel dat een van daardie kinders besig is om my seuns te genees? Dat hulle na 2 jaar van verlamming nou weer begin loop? Dit is onmoontlik, het Jabi gesê, maar sy stem het nou 'n wankelrigheid bevat. Kyk self, het Themba gesê, terwyl hy 'n tablet aangee met video's wat Kimalo geneem het. My seuns maak vordering wat elke spesialis gesê het onmoontlik was. En dit het begin presies toe nalede in ons lewens gekom het. Terwyl die direksielede na die beeldmateriaal kyk, het Themba hom na sy broer gedraai. Wat my die meeste seer maak, Jabi, is dat jy bereid was om die kinders te gebruik as pionne in jou spel. Nie net die straatkinders nie, maar my seuns, jou neefs. Jy was bereid om hulle enige kans op herstel te ontneem, net om beheer van die maatskappy te kry. Dit is belaglik, het Jabi probeer, maar sy gesig het verraai dat Themba die waarheid praat. Een van die ouer direkteure het opgekyk van die tablet, sy oë wyd. Hierdie is merkwaardig, Themba. As dit waar is, dit is 'n wonderwerk. Nie 'n wonderwerk nie, het Themba gesê. Net 'n klein meisie met 'n buitengewone gawe en 'n hart groter as wat enigeen van ons verdien. Die stemming het nooit plaasgevind nie. In plaas daarvan het die direksie 'n mosie van vertroue in Themba uitgespreek en 'n afsonderlike een vir 'n ondersoek na Jabi se gedrag. Terwyl Themba die raadsaal verlaat, verslaan, maar triomfantlik, het hy geweet dat die werklike oorwinning nog voorlê om die 3 straatkinders wettig in hulle sorg te kry, om sy seuns ten volle te laat herstel, om sy familie te herenig. En dalk om iets terug te gee aan die gemeenskap wat deur nalede se voorbeeld gelei is. 1 maand later het die Nkosi huishouding 'n heel ander plek geword. Die drielinge was steeds in rolstoele vir lang afstande, maar elkeen kon nou kort afstande loop met die hulp van krikke. Die dokters het hulle vordering as 'n medies onverklaarbaar, maar onmiskenbare beskryf. Naledi, Tabo en Lesedi was amptelik in die Nkosi se sorg geplaas, danksy die oorweldigende mediese getuienis dat Naledi se teenwoordigheid noodsaaklik was vir die drielinge se herstel. Hulle was almal ingeskryf by 'n nabye privaat skool, hulle intelligensie en gulsig verleer 'n verrassing vir almal. Zinle het teruggekeer huis toe, terwyl sy en Themba stadig begin om hulle verhouding te herbou. Jabi het bedank uit die maatskappy en was laas gesien op pad na die buiteland, sy politieke ambisies tydelik uitgestel. Maar miskien die mees merkwaardige ontwikkeling was die Nkosi Genesende Hande Instituut, 'n nuwe vleuel by die Johannesburg Kinderhospitaal wat Themba befonds het. Die instituut het ten doel gehad om minderbevoorregte kinders met mediese uitdagings te help, met 'n spesifieke fokus op diegene wat konvensionele medisyne as onbehandelbaar bestempel het. Dit was als nalede se idee, het Themba aan 'n joernalis verduidelik tydens die opening. Sy het ons geleer dat werklike genesing meer behels as net medisyne, dit benodig hoop, liefde en die geloof dat wonderwerke soms in die onwaarskynlikste plekke gevind kan word. In die tuin by die Nkosi huis het Naledi op 'n bank gesit, omring deur die drielinge Tabo en Lesedi. Die seentjies het vir haar 'n spesiale handgemaakte dankkaartjie gegee, vol kinderlike handskrif en helder kleure. "Dankie dat jy ons genees het Sipho gesê, terwyl hy wankelrig voor haar staan sonder sy krikke. "Ek het julle nie genees nie," het Naledi gesê, haar glimlag sag in die middagson. "Julle het jouself genees. Ek het net die deur oopgemaak." "Maar hoe het jy geweet hoe om dit te doen?" het Viese gevra, altyd die nuuskierige een. Naledi het na die lig gekyk, waar die eerste sterre begin wys het in die skemering. "Sommige mense word gebore met 'n gawe," het sy eenvoudig gesê. "My gawe is om te kan sien wat ander nie kan nie, en om te help genees wat gebreek is." Terwyl die kinders teruggehardloop het na die huis, het Themba en Zinle vanuit die skadu's na haar gekyk. "Dink jy sy sal ooit verduidelik hoe sy dit werklik doen?" het Zinle gefluister. Themba het sy kop geskud. "Ek dink nie sy weet self nie. Maar miskien is dit nie belangrik nie. Wat belangrik is wat sy ons geleer het." "En wat is dit?" het Zinle gevra, terwyl sy haar hand in syne glip. "Dat sommige mirakels nie van buite kom nie, maar van binne," het Themba gesê, sy oë op Naledi wat sterrewaarts kyk. "En dat ware genesing nie net oor liggame gaan nie, maar oor harte en siele." In die sagte lig van die ondergaande son het die drielinge gelag terwyl hulle wankelrig oor die grasperk gehardloop het, hulle beweging steeds onbeholpe, maar vol vreugde. Tabo het saamgehardloop, sy mankbeen amper onmerkbaar nou. Lesedi, sonder 'n teken van haar ouers, het blomme gepluk vir die aandete se tafel.
En Naledi, die sterrekind wat uit nêrens gekom het glimlaggend gekyk na die familie wat sy gehelp skep het, nie deur haar geheimsinnige krag alleen nie, maar deur die eenvoudige daad van geloof in die goedheid en veerkrag van die menslike gees. Fimda hysteria. Hyridos aufintes esperamos que a hysteria de Naledi a familian cositena tocado se escoras. Para continuar nesta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histerias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando esquerda. Se gostaram desta hysteria, nos esquiam de se inscrever em nosso canal e dar uma gostor auf dir. Todos os dias trazemos histerias nicas hier et pluram a complexidade da vida. No percam nossos próximos conteúdos. Esperamos por vocês nos comentários.